Hallo, in hierdie video gaan ek gou deur twee ou eksamenvrae met jou draf vir vektore en skalare. Ons gaan nie die vergelykings van bewegingsstukkies so doen nie, gaan net 'n vinnige deurdraf wees om net te wys hoe werk hierdie somme. Kom ons begin. Hierdie kom uit die 2012 vraestel uit vir nasionaal. So dit is 'n lang tyd terug, maar dis 'n lekker vraagie. 'n Hyskraan lig 'n krat vertikaal opwaarts soos hieronder getoon. Die totale gewig wat opgelaag word is 1480 Newton. Jy sal sien hulle praat hier van massa as 'n krag nie, né? As hulle 'n massa gesê het, dan sal hulle dit gesê het in kilogram. Hier is die gewig. So ons weet gewig werk altyd afwaarts. So al sê hulle die gewig word opgelig, wat hulle eintlik bedoel is die gewig trek afwaarts op die ding. So dis die eerste ding wat jy moet agterkom en dit is gelukkig op die diagram geskets. Die hyskraan oefen 'n opwaartse krag van 1550 Newton uit. 'n Wrywingskrag van 20 Newton werk op die krag tydens ophysing. As hulle nou nie ons skets gegee het nie, dan sou ons geweet het die wrywingskrag werk afwaarts, want die hyskraan is besig om die krat op te lig, so die krat is besig om op te gaan, so wrywing is altyd in die teenoorgestelde rigting van beweging. 'n Kameraai sketsie help ons baie. Ons weet nou daar's 3 kragte wat inwerk op hierdie stelsel. Eerstens sê hulle definieer die resultant van 'n aantal kragte. Die presiese definisie sal afhang van wat jy juffrou of jou meneer jou gegee het, maar ek sê basies 'n resultant is die som van al die kragte wat inwerk op die stelsel. Dit is die totaal. Of jy kan sê dit is die krag wat die totale kragte verteenwoordig. Bereken die grootte en rigting van die resulterende krag wat op die krat uitgeoefen word. Okay, so as ons die resulterende krag wil uitwerk, ons gaan sê F-res of F-net. So ons gaan sê dit is krag F. Ek gaan opkies as positief want dit maak dit meer sin in my kop. En ek gaan afkies as negatief. So ek gaan sê dit is F plus W plus F. Daar is al die kragte in my stelsel. En dan gaan ek sê ek moet nou hierdie invervang, maar ek het hierso met hierdie simbole ek het die rigting in ag geneem. So nou moet ek mooi invervang dat ek die rigting en die grootte van die vektor invervang by daai simbool. So waar F is, gaan ek invervang, dit is 1550 Newton en ek gaan seker maak hy's positief want dit is op. Dan by W gaan ek sê dit is negatief 1480. Want dit is af. En dan by wrywing gaan ek sê dit is negatief, want dit is af. En dit gaan my gee 1550 minus 1500, wat dan vir my 'n netto antwoord gegee van 50. So ek gaan sê dis is die F-res is 50 Newton en nou moet ons teken vir hulle interpret. Hierdie is positief, ons het positief is op, is 50 Newton op. Hierdie hyskraan is nie besig om baie goed te doen nie. 50 Newton is nie verskriklik baie nie. Okay, en dit is hoe ons resulterende kragsommetjie daarso doen. Dan sê hulle vir ons die krat word tot 'n vertikale hoogte van 80 meter bokant die grond opgelig en daarna tot 'n hoogte van 20 meter bokant die grond laat sak, soos in die diagram hieronder geteken. So dit gaan eers op na 80 en dan af na 20. So dit gaan op van die grond af, né? So dit is belangrik om te weet. Okay, die totale afstand afgelê deur die krat, D is vir afstand en ons gaan sê dit is 80 plus en uit 80 opbeweeg en dit dan nog 60 afbeweeg van 80 na 20 toe. So dit is 140 meter. Daar is nie rigting betrokke nie, dit is net by mekaar tel want afstand is 'n skalaar. En dan gaan hulle basies ons verplasing volgende vraag. Ja, verplasing van die krat. Okay, ons verplasing van die krat, delta I, gaan wees, kom ons kies op as positief en af as negatief, dan gaan dit wees positief 80 minus 60, want die 60 is toe hy afbeweeg het in die negatiewe rigting. En dit gaan wees 20 meter. En dit is positief, né? So dit is 20 meter op. Okay, dis dit, daar is ons verplasing. Okay, kom ons kyk na ons tweede vraagie hierso. Hierdie is by the way van die 2016 vraestel van die nasionaal.
Ongeduldige sakeman loop op en af terwyl hy besigheidsoproep maak op sy selfoon. Hy begin by sy lesenaar en loop 5 meter oos van A na B en loop dan 7 meter wes van B na C. Hierdie proses neem hom 20 sekondes. Gebruik 'n vektorskaaldiagram en stel die twee verplasings van die man van A na B en van B na C voor. Benoem al die vektore beduidelik en skryf die verplasings langs die vektore neer. So hierso, as die woord skaal ergens verskyn, dan weet jy moet jou liniaal uitblik. Jy kan nie nou net teken soos ek nou gaan teken nie. Ek het nie 'n liniaal hierso op hierdie bord nie. So hulle wil hierso hulle wil die skaal hê 1 meter met 1 cm wees. So waar hy, kom ons highlight net hierso. Hy het 5 meter oos geloop en hy het 7 meter wes geloop. So 5 meter gaan 5 cm wees, so jy gaan meet 5 cm met jou liniaal en jy gaan 'n pyl teken. En dan weet jy stop en dan gaan hy 7 meter wes loop en jy gaan 7 cm op jou liniaal meet. En dan het hulle gesê ook, jy moet seker maak jy benoem al jou vektore duidelik en skryf die verplasings. So ons weet hierdie is A, B, B, C en ons moet sê wat is 'n verplasing hierso, dit is 5 meter en 7 meter. En dan for good measure sal ek hierso sê oos en wes. Net in geval jou onderwyser wonder wat die O en die W vir is. Okay. So dan, wat is die man se verandering in posisie by C relatief tot A? Met ander woorde, vertaling, wat vra hulle? Hulle wil weet, hy het by A begin, hy het by C geëindig. Wat is sy verandering van daar? Wat is sy verplasing? Okay? Dis basies die begin en die eindpunt. Hulle soek eintlik die resultant. So wat ons dan gaan doen is ons gaan sê hy het 5 meter, kom ons kies daar is positief en daar is negatief, hy het 5 meter daai kant toe beweeg en toe het hy 7 meter daai kant toe beweeg en dit is negatief 2. So dis is sy posisie het met 2 meter wes verander. Jy sal sien ek kyk altyd na die vraag met hoe ek my bewoording hierso sê. Okay. Dan bereken die totale afstand wat die man loop. Ek gaan dit nie eers vir julle neerskryf nie. Dit is obviously 5 meter plus 7 meter. Onthou, afstand is 'n skalaar, so ons sit net die grootes bymekaar en dan verduidelik waarom die waarde in vraag 2.2 bereken wat in 2.2 bereken is van die waarde van vraag 2.3 bereken is verskil. So onthou ons het hierso 2 meter gehad en hierso het ons 12 meter. So dan hoekom verskil dit? Want in vraag 2.2 het ons rigting in ag geneem en ons het die verplasing hanteer as 'n vektor. En in vraag 2.3 het ons dit bereken as 'n skalaar en ons het net die afstand en die grootte van die afstand in ag geneem. Ek hoop dit help. Laat my weet asseblief met 'n like as hierdie video gehelp het. Dit maak my dag en onthou om te kyk na my groepsessies en al my ander hulpbronne op my webwerf. Die links is hier onder in die description. En subscribe asseblief. Julle met 'n lekker dag hier. Bye.